Angs is die siekte wat ek dink baie van ons het. Hoekom nie in die 1950s of 60s het ons iets gehad soos angs nie? Ons is stressed beings en ons besef dit nie. Ek dink baie keer die helfte van ons probeer dit altyd wegwens. Probeer nooit daaraan kyk dat daar probleme gaan wees in die lewe nie. Ons almal dink as ons elke liewe oggend 'n teelepeltjie sement vat, dan tafel ons af. Vir baie van ons is dit realiteit, maar vir baie van ander is dit nie. Partykeer breek ons, sommer maar net. Maar as ons breek, bly ons weg en ons kruip weg, want ons voel dat ander mense jou gaan sien as anders. Jy gaan sien as 'n swakkeling, jy gaan sien as nie 'n productive member of society nie. En dis 'n stigma. Ek dink die groot probleem is hoekom ons almal baie keer 'n bietjie breeks in hang dan is omrede ons nie die balls het om mekaar te kan praat oor goeders wat regtig saak maak binnekant ons hart nie. Want ons wil nie Janie en Sally moet weet wat binnekant ons hart aangaan nie, want die oomblik as hulle weet en dan is hulle een step closer om ons seer te maak. Dit werk nie so nie. Dit is nie altyd die geval nie. Ek dink daaraan as ek na mense kyk. Dink ek nou daaraan dat ons mense konstant observeer. Ons observasies maak 'n punt daarvan by wie by ons sal pas, sal hy by ons pas. Want ons wil nie alleen voel nie. Ons wil daar iemand tasbaar en vatbaar hê langs aan ons elke liewe dag, dag na dag, dat hulle vir ons kan sê, ons is okay. Want om jou daar te gaan hê, gaan alles net beter maak. 'n ander siel om mee te gesels. Maak 'n verskil. Maar nee, ons wil nie, want ons is te harde gehad vir ons eie issues, en ons weet nie om ons issues uit te sorteer, want ons almal jaag 'n klomp kak aan op die einde van die dag. En wie sê wildfire? Almal behalwe ons wat dit self gekry het. Baie mense gaan van dit hou en baie mense gaan nie van dit hou wat ek nou tans gesê het nie, maar op die einde van die dag gaan ek vir jou sê is toughen up and face your shit. Don't hide behind it. Van die manier hoe jy het gaan regmaak op die einde van die dag, it's gonna define your character. Eerste keer is baie bad, maar die tweede keer raak jy beter. En die derde keer, dan is jy 'n master. En jy kan ander help daarmee. Identifiseer dit wat pla. Identifiseer die siel wat by jou sal pas. Nie oor die looks nie, because believe me my dear, looks fucking fade easily. Ek klink soos 'n 50-jarige, al is ek nie. Ek is ook maar net 'n normale mens. Met issues en met tissues, yes. Maar ek sien jou. Ek voel saam met jou. En gewoonlik by die einde van die video dan dink die mense altyd soos, wow, okay, hier kom die solution. Maar op hierdie ene is daar nie 'n solution nie. Dit is 'n konstante aksie wat dag by dag moet uitgewerk word. Dit is 'n konstante aksie om jou mense te moet laat groei. Dus jy kan eerlik moet lewe binnekant jouself met jou emosies. Nie ons almal kry dit reg die eerste keer nie, maar dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie, dit maak saak hoeveel keer jy opstaan. Want die opstaan beteken soveel meer as die val. By blokkie 7 val jy, by blokkie 9 val jy, by blokkie 11 staan jy op, blokkie 12 en dan sê jy stapie hoor, blokkie 13 gaan fantasties, maar by blokkie 15 val jy weer. Dink jy as jy val, gaan jy weer by blokkie 1 begin? Nee, jy gaan nie. Jy gaan by blokkie 15 waar jy geval het, gaan jy weer opstaan, en jy gaan verder loop. Al wat ek vir jou wil sê is, have courage and have faith. Want op die einde van die dag, is dit jou gaan deurdra.
Nie 'n pilletjie gaan dit beter maak nie. Nie jou Azor of 'n Xylift of 'n Valdoxin of 'n Seroquel of 'n mood stabilizer gaan dit vir jou gee wat jy eintlik moet hê nie. Want weet jy wat nê, as jy genoeg krag het om 'n pil in jou bek te kan sit nê, dan kan jy genoeg krag hê om met daai twee wonderlike handjies van jou voetjie kan optel en dit kan uitsorteer by jouself. Met die mense. Wees eerlik oor hoe jy voel. As iemand jou seer gemaak het, sê hulle het jou seer gemaak. Moet nie sê jy's fine nie, want oor jare sit jy met al die seer. En dit maak van jou ongelukkige mense op die einde van die dag, soos ek gesê het in die begin van hierdie video, is dit net jy. Jou pad saam met God. Myne is 'n bietjie wonky tans, want tans is my geloof op sy swakste punt ever.